Ons lees die oordenking vir die 25ste Julie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vanoggend se oordenking is brandende harte. Ons teksvers kom uit Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Die verhaal van die Emmausgangers vertel van persone wie se oë aanvanklik bot toe was vir Christus in hulle midde. Hulle oë was binne toe gedraai. Die harde, verpletterende werklikheid van Christus se kruisdood was al waarin hulle kon dink. Maar toe hulle oë oopgaan en hulle die lewende Jesus herken, is hulle gevul met 'n brandende entoesiasme en het dadelik die stofpad terug na Jerusalem toe aangepak om vir die ander disippels te gaan vertel dat Jesus waarlik lewe. Die Griekse woord vir entoesiasme, naamlik entheos, beteken om besiel te wees met goddelike vuur. Wanneer ons geestesoë oopgaan, sien ons Jesus raak en word ons harte brandend. Vir Calvin was 'n brandende hart die simbool van geloof. Uit hierdie geloof groei toewyding, wat in Grieks beteken om te kook. En dit is presies wat ons moet doen. Ons moet kook vir die Here. Om met brandende harte te leef, beteken ons moet voor God staan met harte wat onverdeeld net aan hom behoort. Ons hoef nie groot dinge te doen nie. Dit wat ons doen, moet ons egter in opregtheid en met oorgawe doen. En ons moet tuis begin, in die klein liefdeskring van ons gesin. G.K. Chesterton het gesê, die mees buitengewone iets in die wêreld is 'n gewone man en sy gewone vrou en hulle gewone kinders. Vir ons wat Christus volg, sal dit soos volg lui. Die mees buitengewone iets in die wêreld is 'n doodgewone man en sy doodgewone vrou en hulle doodgewone kinders, wat God met brandende harte liefhet en dien. Here, my hart brand vir U. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.